Goeiemôre volk van Israel, vandag die 9de Januarie 2026 en ek bring vir julle 'n kort boodskap wat Vader vir ons leer uit die woord en ek kom om hierdie woord vir julle te wys. Ons moet hierdie woord in liefde verkondig. Ons moet nie verwaand raak nie of arrogant oor die woord raak nie. Want dit is nie almal wat nou geroep is om hierdie woord en hierdie inligting aan die volk te gee nie. Vader het in Esegiel gesê dat die brandwag, dat hy plaas wagte op die mure om die volk te waarsku. So, as ons lees in hoe Vader in 1 Korintiërs 13 spreek, vers 1, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. Al sou ek ook die gawe van profesie het en al die geheimenisse weet en die kennis, al sou ek al die geloof het, sodat ek kon berge versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit niks wees nie. So mense, kom ons verkondig hierdie woord in liefde en respek teenoor ons broers en susters daar buite. Ek wil vir julle vandag iets baie dieps gee. Van Vader het ook vir jou gespreek in 2 Korintiërs 4. En dit gaan nou aan met die les wat ek gee, maar as die evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Maar Vader sal julle weer red. Hy sê naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Messias, wat die beeld van Elohim is, op hulle nie sou skyn nie. Met ander woorde, jou leraar daar in die kerke wil nie hê julle moet die lig sien nie, want hy hou jou weg van die boeke van Moses. Dis wat hy vir jou spreek in gelykenis hierso. Maar Vader het sy first fruits aangestel om hierdie woord te kom en te vat en vir julle te leer. Kom ons lees wat sê Vader in Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Het hy gepraat van die mense wat hy nou roep om hierdie woord te leer aan die volk. Hy noem hulle die first fruits. Hy sê ook in Johannes 6 vers 65 dieselfde. En hy sê om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur die Vader gegee is nie. Vader roep. Vader is die een wat nou sy volk kies, sy first fruits, om vir die volk hierdie waarheid en die lering te gee. Maar die man wat daar voor in jou kerk staan, wat vir jou lieg, wat nie die lig aan jou wil openbaar nie, hy sal sy pak slaag kry. Daarom het Vader gesê, my volk gaan te gronde, weens sy gebrek aan kennis. Kennis was Torah, die boeke van Moses. Hy sê, omdat hy die kennis, die boeke van Moses verwerp het, so sal ek ook sy priester aan en sy kinders verwerp. So, kom ons gaan verder wat Vader ook deur sy woord spreek. En al hierdie onheile wat nou oor die volk kom, Vader sê daar in die boeke van Baruch, wat ons nie het in die boeke nie. Baruch 4 vers 18, want hy wat die onheile oor julle gebring het, kan julle verlos uit die hand van julle vyande. So volk, wanneer gaan ons luister? Wanneer gaan ons terugkeer na sy insettinge, sy verordeninge? Maar ons kan weet vir een seker, dat Vader gaan sy volk weer kom red, want dis hoe lief hy jou het. Hy sê daar in Esegiel 20 vers 34, en ek sal julle uit al die volke uitlei en julle versamel uit al die lande waarin ek julle verstrooi is, deur 'n sterker hand en 'n uitgestrekte arm en deur 'n uitgestorte grimmigheid. Hoor julle wat Vader sê? Toe hy daar gespreek het van 'n uitgestrekte arm en 'n uitgestorte grimmigheid, is hulle wat gaan kom om ons te kom haal, want Vader rek sy arm uit, strek sy arm uit, en hy sê vir Israel of vir Manasseh of hoe ons te kom red. Soos wat hy ook so gesê het in die boeke van Rigters, het hy altyd rigters gestuur om die volk te red, elke keer wanneer hulle pak slaag gekry het. So sal dit weer wees. Prediker 1 vers 9, alles wat was sal weer daar wees.
So wat Vader vir ons leer is volk vandag, kom ons keer terug en ons luister na die boeke van Moses. En dit is die lig, soos hy vir jou gespreek het. As julle die lig wil sien, keer terug na my insettinge, my verordeninge, die boeke van Moses, Sabbat onderhouding. Mag julle geseënde dag hê. Mag Vader elkeen van julle behoed en bewaar en beskerm deur al hierdie onheile en bose wat oor ons nou is. Want hierdie is 'n geestelike oorlog wat ons nou voer. Shalom en elkeen van julle. My naam is Frikkie Roubach. Julle kan my skakel by 064 94 66 312. Shalom.